Dag agter kykers, dankie dat u inskakel vandag om saam met ons te luister na hierdie program Godsdienst en Koerante wat uit die Kaap uitsaai op Homebase TV. U kan Homebase TV kry op u selfoon of op u rekenaar die middel van streaming. Jy tik net daar in homebasetv.org of natuurlik jy kan dit kry die middel van die satellietskottel. Daar is baie maniere om dit te kry. Hier by my vandag het ek weer eens vir Regard. Welkom Regard man, ek is bly om jou te sien hier so vandag om saam te gesels. Gaan dit goed met hom? Ja, nee, gaan heel aan die gang so, dankie. Ja, nee. Wat het jy nou eintlik daarmee? Jong oom, dis goed om skoon te wees, né? Ja. Maar hier is nou ietsie anders wat skoon gemaak word hierso. Hier tot ons nou 'n prentjie. Ons sien nou ons nou beelde in hierdie prentjie. En het sê onder people cleaned Buddha statues in preparation for the Lunar New Year of the horse at Vihara Budayana in Surabaya, Indonesië. En hier is die mense nou besig om hulle afgode te was. Te polish. So dit laat my amper dink aan daar's 'n gedeelte in Psalm en dan ook in Jesaja waar dit sê mense wat hulle gode maak en dan moet hulle nou mooi maak en alles dieselfde hout wat hy gebruik om sy afgod te maak, gebruik om vuur te maak en weet dit maak nie regtig sin nie. Jy moet jou God nou was. So ja, sjoe. Ek is bly dat ons het die gawe van die Bybel om te verstaan, ons moenie sulke afgode aanbid soos daardie nie, maar ek is wonderlik hoekom kom baie meer van die tot besinning. Natuurlik baie van hulle word Christene, want hulle besef dit is die waarheid, maar baie van hulle hak vas in daardie tradisie van rituele en gebruike en afgodediens aanbidding is eintlik wat dit is. Ja, tragies. Het ek nou ook 'n prent en jy weet, ek dink daar's net een gedrukte Afrikaanse koerant oor en dit is die Burger. Tjoe. En hulle het nie eintlik sulke prente nie. Die ander koerant het die nog gekry daar, so vir al rapport en beeld en daar's partykeer, maar nou niks. Hier is nou ene in Cape August en hier's 'n prent daar, nogal 'n ergerlike prent. Daar staan 'n man, hy is opgedollie en hy kyk diep in die oë van 'n slang wat hy vas so daar voor hom. Nou dit alleen moet vir jou sê, so is iets. Dit is nie reg nie. Dit is nie reg hierson nie. Nou sê dit, an artist dressed as Hindu deity Shiva. Hy is nou aangetrek soos hulle god, Shiva. Holds a snake during a religious procession on the eve of Shivaratri festival in Amritsar, India. Nou ja, dank die hemel laat ons ken die Bybel en die protestantse beginsels van die waarheid, laat ons nie vastgeval is in soets nie. So ja. Want nou so rukkie terug, so 'n paar weke terug het ons gepraat hieroor. En dit is die halal in die hospitaal. Die halal kom baie plekke in en die moslim geloof word baie plekke ingesyfer daar. So hierso is die opskrif Kailicha Caterers Halal Trust Reach Agreement, want die mense was nie baie gelukkig geweest. Nee. It says, so a resolution has been reached between the Kailicha Caterers Forum, KCF, soos die KCF nie KFC nie. Western Cape Department of Health and Wellness and the MJC's Halal Trust, in which the trust will aid the KCF with the knowledge needed for certification at the Kailicha Hospital. The meeting between the stakeholders was held on Wednesday following a demand by the KCF calling the immediate removal of halal certification as a compulsory requirement for catering at a hospital, citing that it infringed on the cultural, religious and constitutional rights. The trust said, while it is supported an open dialogue, it wanted to clarify that halal certification is not a religious imposition on consumers or businesses, but the food preparation and handling standard that ensures meals are suitable for patients with specific dietary needs while remaining fully consumable by people of all faiths or none. Nou, daai is 'n halwe waarheid, Ron. Ja. Daar is nie 'n want die ding is dit is nou wat ook al, maar dit is definitief te doen met godsdiens.
Want halal is vir 'n baie spesifieke godsdiens, verstaan? So, nou, niemand het teen dit, dat hulle 'n spesifieke aparte gedeelte het, wat nou halal is, vir mense wat dit nou halal wil hê nie, maar hoekom moet alles nou Ja, so en hoekom moet alles, maar dit gaan oor ander aspek oor geld maak. Hulle kry halal sertifisering en dan kry hulle daar 'n sekere persentasie van die verkope. Ja. En so befonds hulle al hierdie oorloë en al daardie dinge daar, so dit is eintlik 'n baie verkeerde ding daardie en ek bly weg van halal. Dit is nie net gesondheidsbeginsels daardie nie. Ja. Dit kan jy in elk geval toepas as jy wil daar, maar daar's 'n godsdienstige en is dit nie met vleis waar hulle veral in. Ja, is veral met vleis dat hulle nou die manier hulle die diere slag en dan het hulle nou sekere goed wat hulle nou sê terwyl die dier seëninge uitspreek oor die vleis in die terme van Allah. So, en ek bedoel as daar mense wat ongemaklik is daarmee, dan kan jy dit mos op hulle afforceer nie. Ja. En dis wat nou eintlik gebeur hierso. Hulle sê soos en julle moet nou maar net gelukkig wees. En nou lei hulle die ander kosmakers, die klein produsente kosmakers ook op om volgens hulle sieninge die kos voor te berei en ek wonder of hulle die kos ook daar gaan spesiaal seël of wat, ek weet nie maar. Nou sê dit hierso, the matter has now been resolved with the two parties, MJC Halal Trust and Kailicha Caterers, entering into a first of its kind agreement where the trust would from now on help local caterers with the necessary knowledge and certification that would allow them to benefit from the halal industry. Ja. So ek weet nie wat se tipe resolve het is nou regtig nie, maar ja. Soos nie moslim mense word nou opgelei en geforseer om volgens moslim godsdienstig beginsels kos voor te berei. Hulle moes nie gesê het agreement nie, hulle moes eerder gesê het hulle was oortuig. Ja. Want dit is hoe dit vir my voorkom te wees. Logies. Maar ek wil sê, en daar's 'n hele paar berigte en video's en ons het nie tyd om na almal te kyk nie, maar as jy kyk na die groeiende invloed van Islam in ons land, in die regering op alle vlakke en op elke plek sien jy pop het uit daar so, né? Ensovoorts. Hierdie het my nogal bietjie besorg gemaak, hierdie sirkulêre wat een van die kykers ook vir my gestuur het. Dankie vir die kyker wat hierdie gestuur het. En dit is nou waar een van ons ministers in die regering, dis nou Ms. Zindiwe Shikunga, Minister of the Presidency, Women, Youth and Persons with Disabilities, een van die ministers daar, nie? Die spreker is, and she will deliver the message of support at the 47th commemoration of the Islamic Revolution of the Islamic Republic of Iran. En dit het gebeur 6 Februarie hierdie jaar by Maslow Hotel, Menlington Square in Pretoria. Nou, wat het ons regeringsamptenare te doen met die commemoration van Islam, die oorname van Islam in Iran? Dit was altyd 'n Islamiese republiek gewees nie. En wat gebeur reg nou daar? Ja, net in die laaste 2 maande is oor die 7000 mense doodgemaak, as gevolg dat hulle net nie saam met die regering se nonsens wil gaan. Die streng islamitiese reëls is onaanvaarbaar. Ja, maar dit is 'n terroristiese regering, verstaan? Want wat jy in jou lewe gesien, net omdat mense nie saam met jou stem nie, maak julle dood. Ja, skiet hulle dood. So 7000 mense, net in 2 maande. Ja. Dis skrikwekkend. En dis hoekom Amerika nou al sy bote stuur, al sy vliegdekschepe stuur nader en nader. Hulle nog niks eintlik gedoen nie, wat eintlik al jammer is daar, maar hierdie regering moet val. Daar's te veel mense wat sy oë oopgegaan en sê dat 'n islamitiese republiek is nie 'n korrekte ding nie. Hulle forceer 'n klomp dinge af daar, die vrouens mag nie hulle hare wys nie, hulle moet hulle self bedek, hulle mag nie opvoeding kry nie, mag nie besluit toe gaan nie, niks nie. So dit is eintlik skokkend hierdie oorname. Nou op 'n ander noot, hier is nou van nood tot nood. Van nood tot nood. Hierso is enetjie. Is dit nou N-O-O-D of N-O-O-T? Darm T. Valentynsdag en sy wese heidens is interessant. Nou, wat het oom gedoen op Valentynsdag? Ek? Ja.
Jong, my vrou het my so, ek weet nie, 2 of 3 dae voor die Valentynsdag gesê, onthou Valentynsdag kom. En dit het op 'n Saterdag geval en ek het skoon vergeet daarvan en toe Sondag onthou ek daarvan en toe dink ek, die beste is bly maar stil. Jy weet, ek moet maar net stil bly. En sy het vergeet en ek het vergeet. Valentynsdag was nog nooit eintlik 'n vieringsdag vir ons juis gewees. Ja, jy moet vir jou vrou partykeer 'n blom vat, 'n roos vat en 'n geskenk vat, dit is korrek, ja. Maar Valentynsdag, ek het vraagtekens oor die agtergrond van daai dag daar. Baie interessant. En wat het jy gedoen met Valentynsdag? Jong oom, toe ek klein was, Ja, ek was seker so 6 jaar oud. ja, Toe onthou ek my ma het daar aangekom in die groentetuin. Ek en my pa was besig in die groentetuin. En my ma sê vir my pa, onthou, môre is Valentine's Day. ja. En so sy sê toe, dis nou Valentynsdag, en my pa wil nog antwoord, vra ek, nou wat is hierdie Filistynsdag? En toe sê my pa, het jy nou gehoor, dis Filistynsdag. Ja, uit die mond van die So van daar af, oom, hou ons nie Filistynsdag nie, oom. Maar ons gaan 'n bietjie uitvind hierso, kom dit nou van die Filistyne af of nie? Dit sê hierso, James Young skryf vir ons hierso van Constantia. Ons bevind ons andermaal op die vooraand van 14 Februarie, beter bekend as Valentynsdag. Ek lees gereeld dat meer as 80% van Suid-Afrikaners bely dat hulle Christene is. Wat is die groepering se siening oor die viering van Valentynsdag? Saint Valentinus was 'n priester wat in die geheim huwelike voltrek het. Keiser Claudius II het dit verbied, omdat dit te veel jong mans so militêre diensplig ontduik het. Destyds kon slegs ongetroude mans by die weermag aansluit. Interessant. So wil hulle vinnig trou om, dat hulle nie hoef te gaan nie. Valentinus is hiervoor ter dood veroordeel en is op 14 Februarie 269 na Christus, so dis sommer kort tereggestel. Maar Valentynsdag is 'n nuwe gestalte van die ou Romeinse fees, die fees van Lupercallus, wat jaarliks op die 14 Februarie gevier is. Eeue voor Christus het die Romeine 14 Februarie as 'n afgode fees ter ere van hierdie Lupercus, die jagter van wolwe, gevier. Die fees het op drankmisbruik en onsedelikheid uitgeloop. Alhoewel hierdie feeste aanvanklik as geestelik beskou is, het dit later 'n geleentheid geword om op kruiwyse uiting aan permissiwiteit en geslagsdrange te gee. Toe keiser Konstantin die Christendom die amptelike godsdiens van die Romeinse Ryk gemaak het, het die Christene gevoel dat die feesdag vir Lupercus weens sy vergrype afgeskaf moet word. Hiervan wou die heidense Romeinse burgers natuurlik niks weet nie. Wat se keiser is dit? Die Romeinse burgers. Maar Konstantin daarso. O ja, Konstantin. Hy het mos daar ingekom en hy het mos almal probeer Christene maak, oom. Onthou om die geskiedenis van Konstantin. Redelik wat ek onthou en hy sy naam kom dikwels op is, hy het toe in 'n sekere dinge baie goeie ding gedoen, in aanhalingstekens, Ja. laat hy toe die Christendom het hy aanvaar as die amptelike godsdiens vir die land, vir die staat. Maar daarbey het hy toe ingebring 'n klomp heidense beginsels en heidense gewoontes. Jy kan in die oplees in die geskiedenisboeke daar, soos Dis amper asof hy gekom het en om die vrede te bewaar tussen almal. ja, Hy gesê, okay, is almal Christene, maar julle kan nog steeds voortgaan met julle tradisies en met julle alles wat julle nog altyd gedoen het, want dis eintlik maar wat gebeur het. Want hulle het nie weggemaak, die mense wat sogenaamd Christene geword het nie weggemaak met hulle vorige lewe nie. Hulle het hulle 'n nuwe begin nie. Dit was maar net, hulle het voortgegaan met hulle afgodediens, as jy het so kan stel. So alles het maar net voortgegaan. maar hy het 'n klomp verkeerde dinge ingebring daar en daar bevestig hy nou weer Valentynsdag ook, soos hy's nou hiervoor ook verantwoordelik, wat ook 'n probleem is, want wat hy gedoen het, moet jy in baie plekke bevraagteken en lees, die mense moet 'n bietjie oplees van wat hy als gedoen het daarso.
Dan gaan dit aan en sê dit is in 469 na Christus, 200 jaar na Valentinus se teregstelling, deur Paus Gelasius tot 'n godsdienstige vakansiedag in die Katolieke Kerk verklaar. Dit is vir 15 eeue as 'n heilige dag gevier en eers in 1969 van die amptelike Romeinse kalender verwyder. Al die simbole wat vir Valentynsdag gebruik word, kan na die afgode-aanbidding teruggespeer word. Jy sien hoe was dit gemeng met die Katolieke Kerk en daardie rituele. So onlangs is dit nou eers afgeskaf. Nou, sommer nou die dag, man. Nou die dag. Ja. Haai, né? Van die hart en van die rose tot Cupido met sy pyl en boog. Valentynsdag is dus in wese heidens. Maar die handelswêreld het Valentynsdag so beset, dat niks wat 'n mens ook al mag sê, dinge sal verander nie. Daar word soveel geld uit Valentynsdag gemaak, dat kritiek as geestelike oorgevoeligheid afgemaak word. Valentynsdag het dieselfde pad na Kersfees geloop. Ons moet elke dag in liefde en harmonie lewe. Waarom 'n heidense feesdag daarvoor op sy sit? Derhalwe, voor ons in hierdie dag meegesleer word, gaan doen eers navorsing oor die ontstaan daarvan. Baie interessant. Dit is verskriklik belangrik daai moet die navorsing doen oor rituele, kerklike rituele en al die dinge. Is dit eintlik heidens of nie? Is dit Bybels baseer of kom dit uit ander tradisie en heidense godsdienste daar? Dit is verskriklik belangrik. Ja. Baie interessant. Maar nie almal is so dood happy daarmee nie en daar's nou 'n reaksie en hierdie is van Reinhold Swart in Durbanville en hy sê sit hierdie Valentynsdag aan 'n 5-pond sitplek. Klink bietjie snaaks. Hy sê ons lewe in 'n wêreld van verdeeldheid waar eensstemmigheid 'n rariteit is. Ja, almal is verdeeld oor alles. Die mens is nie gebore in staat om met ander in harmonie te wees nie en sal gewoonlik oor amper alles verskil. Omdat hulle vertrekpunt nie dieselfde is nie, né? Nou vra, en wat van die tweespalk oor Valentynsdag? Onthou net, 'n gelukkige verhouding of huwelik vra veel meer as om net ruim vir die pot te sorg en dan so dan en wanneer waffer se matras gimnas kaartelkapperjolle uit te haal. Ai. Valentynsdag hoef jou nie baie te kos nie. Staan vroeg op en sit 'n blom in haar motor, sy ruitveer of steek 'n ek is lief vir jou sjokolade in haar handsak weg. Sy sal dit wel later vind. Maak self vir haar 'n geskenkie op, al is jou poging hoe vervrommeld. Dan eindig hy af en hy sê, my oorlede pa het graag gerof stoei met legendariese manne soos Jan Wilkins en Vrystaat in aksie gaan kyk. Die beste sitplek het 5 pond gekos, wat toe baie geld was, 5 pond, né? Pa het gereeld gesê dat 'n gelukkige vrou jou altyd laat voel asof jy in die 5 pond sitplekke is het. Ja, en ek dink die geheim is, mens moet altyd probeer jou vrou gelukkig hou, ek weet nie. En dit sê mos happy wife, happy life. Nou ja, ek dink sien jy dit ook al geleer al, né? So maar doen hierdie Valentynsdag 'n bietjie moeite en beleef ook daai salige gevoel. Nou jy het nie Valentynsdag nodig daarvoor nie. En Valentynsdag moet mense 'n bietjie oor oplees en ek wil sommer nou gou vir die kykers 'n bietjie 'n video speel hier oor Valentynsdag. Ons speel so 'n paar minute, hy is eintlik baie langer. Does Valentine's Day come from pagan origins? Is it really connected to the half-goat, half-man god named Pan and Satan himself? Has there been a major cover-up by the Roman Church about this holiday that would explain why everybody everywhere celebrates it? And does God even care? This short documentary tells all and reveals all. Find out the truth about Valentine's Day and where it really came from. If you're a believer in Christ, you've got to watch this. This short video explains the lies of the enemy and will leave you shocked at what you were never told. I'm Jim Staley with Passion for Truth Ministries, and I'll see you there. So what do you think of when you think of Valentine's Day? Do you think of love, Cupid, chocolates, candies, red roses?
On February 14th, sweethearts of all ages will engage in what appears to be a harmless holiday that's rooted in innocent love. But is this modern day holiday really rooted in innocent love? Or does it have a much darker pagan origin that was later covered up by the Roman Church of its day? Is St. Valentine's Day a holiday that is really Christian and something that Christ would support today? Or is this an imposter holiday, designed by the enemy to be just one more distraction from the holidays on God's calendar, the holy days that really matter? Ek wil net vir kykers sê, hierdie is 25 minute lank, ons het nou 1,5 minute gespeel. As jy die hele video wil sien, dan is jy welkom om ons te kontak. Ons sal vir die aanstuur per WhatsApp, dan kan jy kyk, wat is die oorsprong daarvan Valentynsdag? En ek dink die mens moet meer weet van die historiese agtergrond daar so. Ja. Hier is nou 'n prentjie, image of the day, met lyk soos blomme daar in 'n lug. Dan sê jy, a worker from the ICA, Colombian Agriculture Institute, interessant, inspects carnations prior to export at El Dorado International Airport in Bogota, Colombia. Colombia is one of the world's largest flower exporters, and millions of flowers of all kinds are shipped around the world to meet the demand for Valentine's Day on February 14. Kan jy dit glo? Miljoene uitgevoer van die een land, dink aan Net al die een ander land. lande. Ja, dink net een land, né? Ja, so jy sien, is 'n baie groot Dis 'n groot- kommersiële ding, Dis 'n groot besigheid. baie groot besigheidsdag, ja. Kan jy dit glo? En hierdie pagan origins is iets wat ek nie meer saamstem nie. Hier is nou 'n brief van Reinhold Swart van Durbanville. En dit verskyn aan die Burger en hy sê daarso, of jy nou loof of looi. Dit is interessant, né? Loof of looi. Almal wil of loof of looi. Bly getrou aan jouself. Nou dit klaar vir my 'n bietjie rooi lig laat opgaan. Vraagtekenne daarso. Jy moenie getrou bly aan jouself nie, maar getrou bly aan God en God se woord. En jy self is nie nommer 1 in die game nie. Nou sê ons is deel van 'n komplekse samelewing waar dinge wit of swart is en grys amper nie meer bestaan nie. Vir jou uitlatings en optredes sal jy of geloof of gelooi word. Ja, ons sien hoe word mense gelooi hierso vir wat hulle in glo. Bepaal jy nie eerder met jou lewensbeskouing van die lewe jou eie standpunt teenoor dit nie, sonder om aan ander te steur, ongeag wat. Jy bly getrou aan jouself. En soos ek sê, daardie is 'n gevaarlike stelling. Want eindige af is hy sê, as ons op Valentynsdag 'n roos vir 'n geliefde pluk of 'n sjokolade koop, gaan hy oor 'n konkrete bewys van hoe ons spontaan die liefde omarm en uiting gee aan ons gevoel vir die ander een. Ons het beslis nie 'n greintjie belang by hoe die Romeine destyds gehoer en remoer het nie. Dit is vir ons 'n persoonlike aangeleentheid wat ons op 'n spesiale manier beleef en groot waarde daaraan heg. Finies en klaar. Nou ek weet nie, vir my is dit wel van belang of dit baseer is op Romeinse gehoer en remoer en wat doen jy op daardie dag? Wat As jy nou iets spesiaals vir jou vrou wil doen of vir jou geliefde, dan doen dit. doen dit op 'n ander dag dan. Ja. Hoekom moet dit nou spesifiek op daai dag wees? Ja, die konnotasie is nie verkeerd. Konnotasie met heidense oorspronge moet jy vanaf wegbly. Ons is erg oor die paashaas. Dalk moet ons hom bietjie navors. Dalk is hy die onbeskofte haas wat vir skilpad weggehardloop het. Ja, ek sê myself, ons moet navors die dinge kyk waarop dit baseer is wat ons Ja, inglo. hy maak 'n grappie daarso oor die paashaas en die paaseiers, maar dit is ook heidens afkomstig. Ja, Kom maar gaan kyk. So ek dink jy besef dit nie, maar dit is ook. Ja. In elk geval. Hier is die een wat nogals interessant is oom. Ja. En ons het nou al so, ja, dit is al seker meer as 'n jaar terug, het ons ook al hieroor gesels. Personal finance, jy die Cape Argus uit. En dit sê safeguarding against romance scams. Soos nou romantiese mense of romantiese maniere wat mense gebruik om ander mense in te doen.
Ai. It says, so February is traditionally a time when people seek companionship with the hope of finding true love. But while many are searching for genuine relationships, scammers are equally active, preying on emotional vulnerability and a desire for connection. The Southern African Fraud Prevention Service warns that romance scams spike during this period, with criminals using increasingly sophisticated tech-driven tactics to deceive their victims. Romance scams are no longer obvious. They are highly elaborate, psychologically engineered, and technologically enabled. While romance scams are reality all year round, scammers actively target and exploit people's emotions more around Valentine's Day. Ja, Dis wel interessant. né? interessant, nee? We want South Africans to be alert, informed and protected. En dan sê dit hierso, die scammers follow a predictable behavioral cycle. They create emotional dependency, they isolate the victim, they introduce financial manipulation. Dis baie keer die geval. Hulle gaan deur 'n moeilike tyd en al die tipe van dinge. Help me, en daar's ons mos al gelees voorheen Ja. daarvan hoe dit die veral vir vrouens uitscam uit honderde duisende rande partykeer daarso. They disappear once the scam is complete. En dan sê dit, spotting a romance scam, being evasive and avoiding in-person meetings, unusual interest in personal details, a sudden fascination with birthdays, anniversaries and children's names, pets en sovoorts. Want dit is baie keer dat hulle gebruik om mense se passwords ook te kry, né? Requests for money. Scammers may request money for emergencies, airtime, data, school supplies ensovoorts. Offering too good to be true investment opportunities. En dit is mos nou al baie gesien hoor. Dis amper Ponzi skemas Ja. gewoonlik, né? en hier op die einde sê dit, protect your heart and your identity. The SAFPS urges the public to remain vigilant. Romance scams are emotionally devastating and financially destructive, but they are preventable with awareness, caution, and the right tools. Trust must be earned, not assumed. Protect your heart-earned money, and your identity. Stop, think, and don't get scammed. Don't become a victim. Van Skalkwyk is die CEO of die SAFPS. So dankie dat hulle die mense 'n bietjie bewus maak, want Ja, dit is definitief 'n groot realiteit en veral met ouer mense ook. Baie keer word ouer mense geteiken hier. En dis baie keer mense van oorsee ook. ja. Dis nie eers hier in Suid-Afrika nie. Jy dink dis hierso, maar dis Ja. eintlik iemand ver weg. Ek het al so baie e-posse. Ek het op 'n punt het ek vir my vrou gesê, as daar 'n dag verbygaan of 'n week verbygaan wat ek nie een of ander e-pos kry van hierdie scammers nie, dan dink ek iets is fout. Want ek sal so gewoond aan dit. Ja. Ek kry kry 'n SMS of 'n e-pos van hierdie mense Ja. wat met een of ander storie nou voor 'n dag kom wat hulle jou beweer indoen. Ja, ai, shoot. Weet ek nou ook iets interessants? Kyk, Valentine's Day, using social media and AI to keep flames alive. Nou van wanneer af moet jy AI gebruik om jou liefde aan die gang te hou? Soos AI kom ook elke jolly plek in. Dan skryf Dr. Eve hierso. En it says so, Dr. Eve gives advice on the dangers and positives about using social media tools and AI in keeping the romantic flames alive. There was a time when romance and Valentine's Day meant nervously passing handwritten notes, saving money for chocolates or a bouquet of roses. Capturing love meant blurry, disposable camera photos, scrapbooks filled with movie tickets and letters stored in shoe boxes under beds. Fast forward to 2026, and love has stepped into a digital spotlight. One shaped by Instagram Reels AI-generated love letters. Kan nie dit nou glo. O my jene. Ek gaan nou vir ChatGPT vra, skryf gou daar 'n briefie vir my vrou en dan stuur dit sommer Wat so haar sal vir. beïndruk. Ja, dan dink sy, sy blink op wat Kan nie nou dit kyk glo. my man nou, ja. Perfectly timed posts and algorithms that sometimes appear to know your relationship status before your family does. The rise of artificial intelligence has added another layer to modern romance, with couples increasingly turning to AI for relationship advice,
communication support and romantic inspiration. Dr. Eve said the trend is becoming so common that she had to adapt the therapeutic approach. Kan jy dit glo? Vraag is waar, nee, bly weg van AI af. Mense gebruik nou AI om liefdesbriewe te skryf oom. Sjoe. Nou ons praat hierso oor Valentine's Day en oor liefde. Maar baie keer van hierdie tipe liefde wat die mense van praat, is nie ware liefde nie. Dit is maar net emosies en gevoel wat tydelik is, wat vinnig oor en wegwaai. Maar hier het ons nou iets wat ewig is oom. Dit sê hierso, wie op aarde kan 'n liefdesbrief soos hierdie skryf? Dan sê dit, my geliefde, ek weet alles van jou af. Psalm 139 vers 1. Nogal, né? Dan sê hy, ek weet wanneer jy gaan sit en wanneer jy opstaan. Psalm 139 vers 2. Ek is bekend met alles wat jy doen. Psalm 139 vers 3. Dan 'n bekende ene, selfs die hare op jou kop is getel. Dis hoe goed ons geken word. Matteus 10 vers 29 tot 31. Want jy is gemaak na my beeld. Genesis 1 vers 27. Dan in my leef beweeg jy en bestaan jy. Handelinge 17 vers 28. Ek het jou uitverkies. Johannes 15 vers 16. Dan ek het jou geken nog voor jou moeder swanger was met jou. Jeremia 1 vers 5. Ja, dit is 'n geweldige... Daai is een van my gunsteling tekste. Ja, nee, ons is nie per ongeluk nie, die Here ken ons. Ek het jou gevorm in jou moeder se skoot. Psalm 139 vers 13. Absoluut in 'n totaal absolute wonderwerkwyse, wonderbaarlike wyse is ons daar gevorm. Dan, jy is mooi en wonderbaarlik geskep. Psalm 139 vers 14. Ek help jou van jou geboortedag af. Psalm 71 vers 6. Dan, jy was nie 'n fout nie, want al jou dae is in my boek opgeskryf. Psalm 139 vers 16. Ek is lief vir jou en ek is die volle uitdrukking van liefde. 1 Johannes 4 vers 16. Dan, jy is my kind. Ja, kyk hoe pragtig nie. Dit is my begeerte om my liefde aan jou te wys. 1 Johannes 3 vers 1. Jy is my kind. Ek is jou vader. Ek wil goed wees vir jou. Matteus 7 vers 11. Want ek is die volmaakte vader. Matteus 5 vers 48. Pragtig. Elke goeie geskenk wat jy ontvang, kom van my af. Jakobus 1 vers 17. Dan, want ek is jou voorsiener en weet wat jy nodig het. Matteus 6 vers 31. Ek wil vir jou toekoms vol hoop gee. Jeremia 29 vers 11. Pragtig, né? Want ek het jou lief met 'n ewige liefde. Jeremia 31 vers 3. My gedagtes aan jou is ontelbaar, soos die sand van die see. Psalm 139 vers 17 en 18. Dan ek jubel en juig oor jou. Pragtig, né? Ek sal nooit ophou om goed aan jou te doen nie. Jeremia 20 vers 40. Dan, want jy is my kosbare besitting. Eksodus 19 vers 5. Ek begeer om jou gevestig en gelukkig te sien. Jeremia 32 vers 41. Ek wil vir jou vertel van groot en wonderlike dinge. Jeremia 33 vers 3. En dan as jy my met jou hele hart soek, sal jy my vind. Wat 'n Ja. belofte, né? Pragtig. Dan vind jou vreugde in my en ek sal vir jou gee wat jou hart begeer. Psalm 37 vers 4. Want ek gee jou die begeertes om my tevrede te stel. Filippense 2 vers 13. Ek is in staat om baie meer vir jou te doen as wat jy jou kan voorstel. Efesiërs 3 vers 20. Want ek is jou grootste bemoediger. 2 Tessalonisense 2 vers 16 en 17. Baie mooi opgestel, né? Ek het nog nooit gedink dat die Bybel eintlik onder andere 'n liefdesbrief vir ons is nie. Dit is my pragtig saamgevat daarin. Van begin tot einde, oom. Ja, Dis God se liefde vir die mens. ja, ons is kinders van God. Dankie daarvoor.
Jong, nou wil ek oorgaan na 'n ander storie. En hierdie ene gaan oor Zoid Psalm. Het jy al gehoor van Zoid Psalm? Nee, wat is dit? Dit is nou Karen Zoid wat psalms en rockmusiek maak in die kerk. Maar almal in die NG Kerk, nogal. En hierso is nou 'n program van haar 2026 South Africa Tour. Northcliffe sold out. Franshoek nou net 6 en 7 Februarie. Durbanville 27, 28 Februarie. Eladus Park, Maart maand. Parel, Maart. Ek gaan opkyk op internet en almal is in 'n NG Kerk want hulle wil 'n orgel gebruik met hierdie rock musiek daar. Dis nou rock and roll. Nee, rock en orgel. En dit is eintlik iets wat Kan jy dit glo? ek kan amper nie glo nie. Hier is nou hierso een van Wynand Olivier. Ja? En it sê hierso, me and my beautiful wife, Simonay, at the NG Church in Franschhoek at a Karen Zoid show. Disappointed with the drinking, swearing, and strange anthem in a church building. I pray that God will help these people to get respect for his house again. Kan jy dit glo, hè? Sjoe. Skokkend. En hier is nou 'n video waar die vrou nou hierso praat. Waar sy sê God slaap nie. Ai, nou kom ons speel na die video. Kom ons kyk daarna. Dit is nou waar sy verslag doen na haar bywoning by Karen Zoid se show. Hi almal, so ek en my man is gisterand na 'n Karen Zoid show toe genooi. It's called Zoid Psalms. Ek het gedink maar as 'n worship leader ek wil graag dit gaan bywoon om te kyk waaroor dit gaan, want die woord psalms beteken to write poems and music in the presence of the Lord. So it's Holy Spirit inspired. Ons kom by die NG Kerk aan en daar was toe drankverkope gewees, wynverkope voor die kerk. En die mense gaan met hulle wynbottels en hulle wijnglase die kerk binne en obviously terwyl die show nie gang was, het hulle nou gedrink terwyl hulle die show gekyk het. So 'n paar songs in die show het sy openlik 'n gay anthem wat sy gesing het en sy het gevloek terwyl sy die show gedoen het tussendeur. Sy het so 3 of 4 songs wat ou NG Kerk liedjies was, soos 'n hartsmag na waterstrome, maar sy het baie van die songs gemix met worldly songs, maar 3/4 van die show was glad nie te doen met psalms gewees nie, glad nie gedoen om die naam van Jesus groot te maak nie. En die Bybel sê in Matteus 21 het Jesus die tafels van die tempel omgegooi omdat die mense nie die tempel respekteer het nie. You see, daar's 'n verskil tussen die wêreld en 'n verskil tussen Jesus kinders en om Christen te wees. Om 'n Christen te wees is om vrugte, dat jy vrugte moet wys en jy moet 'n lewe lei vir Christus. Daar kan nie dood en lewe in een tong wees nie. Ons kan nie in die huis van die Here inkom en nie die naam van die Here groot maak nie. Wanneer ons by die huis van die Here inkom, dan maak ons die naam van die Here groot. We need to display Jesus. Ons kan nie gaan en lou wees, want as ons lou gaan wees, dan sê die woord van die Here gaan ons uitspoeg. In the Amplified Bible says, he says, he will vomit you out of his mouth. Don't let the demonic enter the house of the Lord. En ons as mense, as Christene, as kerke, we allow everyone and every person in die kerk om net te kom sing en te kom doen soos wat hulle wil. And the Lord says you will be judged. You will be judged. So ek is die NG Kerk, ek kan nie glo dat julle so 'n show in julle kerk laat gebeur het nie. En sy het nog shows wat in die jaar nog gaan loop. Ek kan nie glo dat julle dit in julle kerke toelaat nie, NG Kerk. Ja, because God is not mocked. God is holy and he is a righteous God. And Psalms is written in die teenwoordigheid. Wel, baie dankie vir Simonay Olivier wat nou so opstaan en praat. En nie stil bly nie. Nie stil bly nie. Ja. En mense waarsku, nou ek het bietjie gaan opkyk hierso, want hy is nou binnekort by ons en ek het gewonder of ek dit moet gaan bywoon of nie.
Nou sê hulle hierso omtrent die program, dit sê Zoid Psalm, a new musical journey. Klink so mooi, ne? Experience a groundbreaking fusion of sacred and modern sounds. Godsdienstig en ander, ne? Tja. In Zoid Psalm at NG Kerk Durbanville in February 2026. Immerse yourself in the powerful blend of an iconic church organ and the electrifying energy of Karen Zoid's rock guitars. This one-of-a-kind performance is a unique exploration of old world instrumentation and contemporary music, creating a spiritual and sonic experience like no other. Geestelike ervaring wat hulle nou daar propageer. Please note, the show runtime is approximately 190 minutes. Nou, is lank. Meer as 3 uur. Dat is baie lang. With an intermission. Drinks and eats such as coffee, wine, pancakes and boerewors rolls will be on sale before and after the show, as well as during the intermission. Don't miss your chance to witness this extraordinary musical journey. Secure your tickets now. Nou, ek het gaan kyk daarso om miskien plek te bespreek, maar toe kry ek die videoetjie waar hulle nou 'n stukkie speel uit die konsert uit en toe het ek nou gewonder of ek nou daar hoort of nie. Kom ons speel net en kyk, wys die kykers wat hulle eintlik daar aan die gang het daar. Sjoe. Dink jy sal 3 uur daarvan kan deursit met al die gevloekery Kan jy dit nou glo? In die kerk oom. In die kerk, ek kon dit nie glo nie, maar ek check, elke ene is in 'n NG Kerk. Maar hulle wil die orgel daar hê en die orgel rock en moet hulle saam gaan daarmee, maar dit is my absoluut skokkend. Nou ja. Oom, ek onthou in 2016 Ja. het ek vir hom gesê, ek kan nou nie meer geskok word nie. Dis nou 10 jaar later, né? Jy word elke En hier is oom nou alweer en elke keer as skok oom my weer van voor af. Ek weet nie hoor. Sjoe. Hier is nou een NG Kerk kan by GKSA gaan kers opsteek. Dis deur Wilmie Stefan die Jager van Jeffreys Bay. En hy skryf en hy sê, die onlangse besluit van die gereformeerde kerk in Suid-Afrika betreffende die vrou in die amp as leraar en ouderling en die leiers van die NG en hervormde kerk wat poog om met hulle daaroor te gesels, het betrekking. Die GKSA het met die standpunt wat hulle ingeneem het, die dekantente tydsgees uitgedaag. Anders as die doppers is die NG Kerk hoegenaamd nie in staat om enige konsekwente standpunt te handhaaf nie. Die kerk steek ons al jare lank in die skande met sy lafhartigheid om enige druk te weerstaan deur die mees onhebbelike beleide te aanvaar, soos selfde-geslag huwelike, feminisme en sogenaamde gendergeregtigheid. Die styl van die NG Kerk teenoor die GKSA is een van die gemeentes wat maar self kan besluit of hulle byvoorbeeld glo dat die duiwel bestaan of nie. Sodoende in die NG Kerk 'n kompromiskerk in plaas van 'n belydeniskerk geword. Sterk woorde. En dis deur die dominee geskryf, né? NG dominee. Ja, maar dit is baie belangrik. Sjoe. Nou Ja. oom, glo oom dat die duiwel bestaan? Wel, as jy nie aan die duiwel se bestaan glo nie, dan val die Bybel eintlik plat, want ons het te doen met 'n stryd, 'n groot stryd tussen goed en kwaad. En soos wat oom nou daar noem, vir my is dit amper, as jy nie glo dat die duiwel bestaan nie, dan hoe maak die wêreld vir jou sin? Ja, dit maak nie Want waar sin. kom sonde vandaan? Want dan glo jy nie meer daar sonde nie. Nee. En as daar nie sonde is nie, hoe verduidelik jy dan al die slegte goed wat gebeur in die wêreld? En hoekom moes Christus dan gesterf het? Verstaan? So, ja, dit gooi alles by die deur uit. Ja, Nou hier het ons 'n interessante video wat vir ons nou gaan wys iemand wat vir ChatGPT gevra het oor as hy nou die duiwel is, wat sal hy doen? So kom ons luister nou 'n bietjie daarna. wat sê ChatGPT? Wat sê ChatGPT? Ja. Nou ja, wat se wysheid kan ons nou daar leer, né? Dit is nou iets belangrik daar. Kom ons kyk. You gotta watch this. I asked ChatGPT, if you were the devil,
And maybe you are. If you were the devil, what would you do? And the answer that came back at me shook me in my shoes. I wouldn't waste my time trying to get you to worship me. No, I just convince you not to worship God at all. I'd tell you truth is relative. Your truth, my truth, until nobody knows which way is up. I'd whisper, as long as you're happy, it's right. I'd keep you busy. Too busy for prayer, too busy for church, too busy for crew. I'll put that one in. Too busy to ask eternal questions. I'd fill your hands with a phone so you'd never have time to fold them in prayer. I'd break families, get fathers absent, marriages bitter, and kids confused. If I can fracture the home, I can fracture the future. I divide the church, petty arguments, comparison, offense, celebrity culture. If I can get Christians fighting each other, they'll never fight me. I'd desensitize you. I'd glamorize sin in movies, normalize it in music, laugh at it in comedy, and celebrate it in culture until what once shocked you now entertains you. I'd attack your identity. I'd make you question who you are, where you belong, and whether you matter. I'd whisper shame so loud you can't hear God's voice of love. And through it all, I wouldn't even try to prove I exist. My greatest trick is to convince you I'm not real. Because if you don't believe I'm real, you'll never resist. Tjoe. Kan jy dit glo? The greatest trick is for me to convince you I don't exist. En wat sê die NG Kerk vir ons, die dis geloof? opsioneel om te glo aan die werklikheid van die duiwel of nie. Kan jy dit glo nie? Nou dis direk teen alle protestantse beginsels. Direk teen wat Martin Luther en Al hierdie manne wat voor ons was, nee. Calvin almal so geleer het. En wat die Bybel van die begin af vir ons sê, en baie van hierdie mense glo nie eers in Genesis nie, man. Hulle glo nie eers in die skepping of enige iets nie. So ek weet nie hoe hulle self Christene kan noem nie. Dit is waar alles begin, maar dit is 'n verskriklike belangrike punt daarin toe die NG Synode daardie besluit geneem het, was 'n redelike reaksie in die koerante gewees. Ja. Maar dit is jy trek die mat onder jou geloof uit daar of so. Maar baie mense gee nie eintlik om wat hulle glo nie hulle. Jy weet, as jy nie op die Bybel gefundeer nie. Ja, kom ons kyk 'n bietjie verder. Die koerante is nog steeds in die media oorheers deur hierdie besluit van die doppers, en wat hulle sê, hulle moenie eintlik dominees wees, vroue dominees of vrou ouderlinge nie. Hier is nou nog 'n berig uit die rapport uit, en hy verwys, hy sê, doppergemeente verwerp synodese besluit oor vroue. Johan Eybers skryf hierso. Hy sê, die gereformeerde kerke se omstrede besluit om vrou-ouderlinge uit te skop is die afgelope naweek van die kansel af verwerp aan 'n prominente doppergemeente in Johannesburg. Twee predikante van die gereformeerde kerk Linden het in afsonderlike eredienste gesê, hul gemeente volstaan wel besluit 2 dekades gelede oor vroue in die ambt. Ja, in Linden was my oom 'n dominee gewees. Regtig? Ja, maar nie in die gereformeerde kerk nie, in die NG Kerk. Okay. Nou nog baie goed, ek jong was hy daar die dominee gewees daar. Nou, vir 'n kerkgenootskap om na 2 dekades iets te wil afdwing of toepas, dit is klaar, dit is waar hulle fout gemaak het. Hulle moes toe 2 dekades gelede hulle besluit afgedwing het, om nou na 2 dekades te kom en sê, nee, dit veroorsaak probleme. Nou hierdie Linden sê, nee, hulle volstaan by hulle besluit. Hulle gaan seker nou uitgeskop word en afgesny word as gereformeerde kerke. Ons het al van 2006 af vrou-ouderlinge in hierdie gemeente. So November van jaar is nou 20 jaar. Dis 'n hele generasie, dominee Willem van der Waal in sy oggendpreek gesê. Oor die implikasies van die 2026 synode besluit dat doppergemeentes 'n jaar het om van hulle vroue-ouderlinge ontslae te raak, het hy gesê, dit beteken, as ons oortuig was dat 'n vrou gawes het, wat ons sien die Here vir haar gegee het, dat sy 'n leier in hierdie gemeente mag wees, om ons te help om die Here te dien.
dan moet ons haar losmaak, omdat iemand anders so sê. Ons moet sê, ons was verkeerd. Jy het nie die gawes nie, jy is nie geroep nie. Volgens Van der Waal het Linden se kerkraad na die synode besluit in Januarie vir 'n naweek weggebreek en gaan dink en gaan bid daaroor. Hulle kon hulself egter nie oortuig om die synode se besluit te aanvaar nie. Ja, ernstig, nee. Ek wonder hoeveel gemeentes gaan hierdie selfde pad loop. Van der Waal het in sy preek gesê die probleem met die kerk se besluit is dat gehoorsaamheid aan Christus gelykgestel word aan synode besluite. Hy het daarop gewys dat Linden nie 'n veldtog voer teen gemeentes wat anders dink oor die saak nie, en probeer nie om hulle te dwing om soos Linden te dink nie. Ons sê nie mense moet vroue in die bediening hê nie. Ons sê net ons verwerp die gevolgtrekking dat as ons met die synode hieroor verskil, ons besig is om te sondig voor Christus. Want ons sien dit andersom. Ons sien dit as gehoorsaamheid aan Christus om by ons oortuiging te bly. Ons glo nie dat synodes net vir gemeentes kan sê hulle moet so of so maak nie. Van der Waal se kollega, Dr. Jacob Pretorius, het gesê op grond van die skrif is die kerkraad steeds oortuig dat daar vryheid vir die gemeentes is om vroue in die ampt van ouderling en predikant te bevestig. Hulle volstaan dus by 2006 besluit. In sy preek het Pretorius gesê dit gaan nie vir ons regtig eens oor die vrou in die ampt nie, maar dit gaan oor die gesag wat die synode homself toegeëien het oor plaaslike gemeentes om 'n saak wat nie so duidelik is nie tot 'n belydenissaak te verhef en tot 'n saak wat nou gaan oor insluiting en uitsluiting. Indien 'n gemeente nie die synode se besluit oor vroue in die ampt uitvoer nie, kom dit neer op selflosmaking, het hy gesê. Pretorius vind dit opmerklik dat hierdie saak anders hanteer word as ander besluite. Daar is baie kerke, gemeentes, wat ander synode besluite oortree, maar hierdie saak word effektief verhef tot 'n belydenissaak wat tot formele uitsluiting in die kerkverband kan lei. Jy weet, hierdie hele gesprek en debat is vir my baie interessant. Elkeen kom met 'n ander invalshoek, hulle verstaan dinge bietjie anders, hulle interpreteer die Bybel bietjie verskillend ensovoorts, en om te luister na al hulle sieninge daarso, dit is nou nogal iets om oor na te dink, maar dit forceer mense om terug te gaan na die skrif en te kyk, wat sê die skrif eintlik? Dan gaan hy aan en sê hierso, hy het verder verduidelik dat die synodiese besluit nie net sê gemeente is verkeerd nie, maar dat hulle opgeroep word om hulle te bekeer en in gehoorsaamheid aan Christus synode besluite te handhaaf. Volgens hom is die verwysing na sonde, bekering en ongehoorsaamheid in die synode besluit 'n kernprobleem. Vrou wat reeds bevestig is, vrou wat self geglo het, hulle is geroep en wie se gemeente dit erken, moet nou in gehoorsaamheid aan Christus volgens die algemene synode losgemaak word uit haar ampt as ouderling. Albei predikant het aangedui dat die implikasies van die kerkraad se besluit volgende met die gemeente hanteer en bestuur sal word. Op die vraag wat nou volgende gebeur, het albei soortgelyke antwoord gegee. Die kerkraad se besluit is geneem, maar die implikasies sal saam met die gemeente hanteer word. Ja, so is eintlik 'n baie ernstige saak hierdie. Ons sal kyk en sien wat nou eintlik daar alles gebeur. Hier is nou een, die olifant in die kamer, die skepingsorde. En dis geskryf deur Dominee Julian Olivier van Groblersdal. In die huidige gesprek oor vrou in die ampt word baie gesê oor mag, uitsluiting en proses. Tog by die werklike vraag dikwels onuitgespreek die olifant in die kamer. Is die skepingsorde normatief vir die kerk van alle tye, of is dit onderhewig aan voortgaande konsensus en hermeneutiese ontwikkeling? Hermeneutiese ontwikkeling. Jou siening van die Bybel ontwikkel en verander soos die tyd aangaan. Maar dan beteken nou as jy so iets soos absolute waarheid nie. Dit beteken waarheid is dan relatief. Ja. Wanneer Paulus in 2 Timoteus 2 oor leer en gesag in die gemeente skryf, anker hy sy argument nie bloot in plaaslike wanorde nie, maar in Genesis. Adam is eerste gemaak, daarna Eva.
Die motivering lê in die skepping en sondeval. Die NG Kerk se eie besluit in 1990 het self erken, indien 1 Timoteus 2 op die erediens betrekking het, is die skeppingsargument nie tydgebonde nie. Die verskil hieroor is dus nie bloot oor waardigheid of deelname nie, maar oor hoe hierdie skepingsankering verstaan moet word. Die Nuwe Testament toon nêrens dat Christus skepping ontbind het nie. Inteendeel, hy beroep homself op Genesis, wanneer hy oor die huwelik leer, Matteus 19. Efesiërs 5 verbind man en vrou se verhouding weer aan Genesis 2. Herskepping hef dus nie skepping op nie. Dit herstel dit tot God se goeie bedoeling, soos wat God van die begin af wou gehad het en moes wees. Genade vernietig nie orde nie, dit suiwer dit. Baie mooi gestel. Ja, dan gaan hy aan sê, dit beteken egter nie dat gesag onkrities hanteer mag word nie. Die misbruik van gesag is 'n werklikheid wat die kerk moet bely en aanspreek. Tog moet ons waak teen oorkorreksie. Jesus kritiseer die fariseërs nie omdat hulle gesag het nie, maar omdat hulle dit misbruik het. Hy ontmasker skynheiligheid, nie gesag self nie. Ja, dit is goeie insig nie. Hy ontmasker hulle skynheiligheid wat hulle het en nie gesag nie. Wat van vroue wat in die Bybel praat en profeteer? Deborah, Anna, Filippus se dogters en die vroue by die graf getuig inderdaad kragtig. Maar die vraag is nie of vroue mag dien of getuig nie. Die vraag is of profesie en getuienis gelykgestel kan word aan die leer- en regeeramp soos in die pastorale briewe omskryf. Die Nuwe Testament onderskei tussen gawes, charismata en opsienerskap, presbyteros. Gelykwaardigheid beteken nie rolidentiteit nie. Laastens moet ons ook nederig wees. Hierdie debat is nie uniek aan 'n ander kerkverband nie. Ons eie kerkverband worstel al dekaars lank met dieselfde hermeneutiese spanning. En hier skryf hy as 'n NG Dominee. Dit sou selfregverdig wees om met 'n morele vinger na ander te wys terwyl ons eie verstaan van skrifgesag onder 'n vergrootglas is en spanninge rondom synodale besluite onder meer seksuele etiek duidelik wys hoe diep hierdie vraagstuk ons almal raak. Die kernvraag bly dus eenvoudig. Is die skepingsorde, soos die Christus bevestig en deur die apostels toegepas, normatief vir die kerk? Vraagteken? Of word dit heronderhandel binne voortgaande gesprek? Om die vraag eerlik te stel, is die vrees nie, dit is getrouheid aan die woord waaronder ons almal moet buig. Baie goed gestel, oom. Ja, Baie goed gestel. soos die gereformeerde kerk baseer hulle sieninge nie net op een of twee tekste nie, maar die hele skepingsorde wat van die begin daar is. Baie interessant. Dit is nou 'n NG Dominee wat nou hulle nie aanvat nie, maar kyk wat hulle eintlik probeer sê daar. Daar is daar nou hierso 'n skryf in die kerkbode deur professor Johan van der Merwe. En hy is ook 'n NG Dominee en hy doseer kerkgeskiedenis en kerkereg aan die Universiteit van Pretoria en is 'n voormalige aktuarius van die NG Kerk. En sy opskrif is: Dankie vir die geskenk van vroue predikante. Nou ons het laas gelees dat ek dink daar's meer as 'n kwart van die dominees in die NG Kerk is dames. Hy sê die NG Kerk het 'n fossiel geword. So skryf 'n leser onlangs op 'n media platform. Hy verwys aan die kerk se hart van klip, omdat die kerk die Bybel konsis nie ernstig opneem nie. Want, meen hy, die NG Kerk laat vroue toe om predikante te wees. Hierdie uitspraak is waarskynlik gemaak in die agtergrond van die gereformeerde kerke in Suid-Afrika se besluit om nie vroue in die ampt van ouderling of predikant toe te laat nie. Vroue is vir die eerste keer in 1982 in die NG Kerk as diakens toegelaat. Die ampt van ouderling en leraar was vroue egter nog nie beskore nie.
8 jaar later in 1990 het die Algemene Synode erken en besluit dat die ampte gelyk is. As vroue goed genoeg is om diakones te wees, was hulle goed genoeg om ouderlinge en leraars te wees. Dit het nog 4 jaar geduur voordat Greta Heymans in 1994 as eerste vroulike leraar in die Vrystaatse gemeente Koffsie Campus georden en bevestig is. Dan maak hy 'n sterk saak uit vir vroue dominees in die kerk, waarvoor daar baie in die NG Kerk is. En hier is een deur Dominee Pieter de Jager, wat sê, 'n vrou wat haar plek ken, is 'n gelukkige vrou. Die Brugge NG Kerk en Hervormdes konfronteer doppers oor vroue in die amp verwys. Al 3 kerke het tolerende binnekringe faksies wat tot onrus in hulle gemeentes lei. Die oorsaak hiervan is dat die Bybel op 'n wyse eensydig teologies geïnterpreteer word, dat die Sola Scriptura, alleen die skrif, op die agtergrond geskuif word. Die fundamentele teks wat die vrou in die amp belig is Genesis 3 vers 16. Ek sal jou swaar kry met jou swangerskap baie erger maak. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy begeerte wees, maar hy sal oor jou heers. Ek het van die mees uitstaande gereformeerde kommentare hier geraadpleeg. Almal is dit eens dat die man wat heers vir die vrou 'n straf van God was. Deur die val is die harmoniese verhouding van man en vrou ontwrig. Waar sy eens langs die man gestaan het en gelyk met hom was, is haar vonnis nou dat sy onder die man staan en weinig meer verskil toon as die van 'n slaaf. Von Selms merk op dat die mens wat oor die diere heers, 'n skepingsordening is, maar die heerskappy van 'n man oor die vrou is 'n oordeel. Hierdie oordeel word deur die moederskap deur genade opgehef. Genesis 3 vers 20 en 1 Timoteus 2 vers 15. Die vloek wat die vrou getref het, noem Gerard van Rad 'n vernederende dominasie. Dan Vader Johannes Calvijn, God wil die vrou ons sê om vry te wees en 'n eie reg te hê en onder die heerskappy van die man van sy wil afhanklik te wees. Dit is asof God vir haar wil sê dat sy geen ander verlange mag hê as wat die man wil nie. So bring God die vrou wat onbeskaamd buite God se perke omgaan tot haar orde terug en word sy tot slawerny gedwing. Na watter kant die woke feminis ook redeneer, Christus het die slawewet van die Ou Testament vervul. Nog steeds leef die vrou onder die gesag van die man, maar nou onder sy sorg, Efesiërs 5 vers 21 en 24. Daar voel sy veilig. Daar ken sy haar plek voor God. Interessant. Ja, dis so interessant waar 'n NG dominee nou 'n bietjie die sieninge van die gereformeerde kerk bietjie uitlig. Ja. Wat die basis van hulle sieninge is. So 'n paar dinge hierso wat ek nie heeltemal mee saamstem nie, maar kyk as ons lees in Genesis waar dit nou praat van, jy weet, die vrou het haar ding, haar straf en die man het sy straf, né? So byvoorbeeld die man sal in sy sweet van sy aangesig sal hy brood verdien. So ons moet werk, né? En dit is nie altyd maklik nie. Nee. Om te kan leef. En dieselfde met haar, die kinders en om te baar en al daai tipe van dinge. Maar mens kan dit sien as 'n straf of jy kan dit sien dat dit God het dit in plek gestel vir ons eie beswil. En vir 'n harmonieuse Want saamwoon. as ons nie werk nie, as byvoorbeeld enige persoon, as jy nie 'n werk het en 'n doel het om na te werk nie, en jy loop maar net rond in die lewe en jy dwaal rond en jy het nie 'n doel in die lewe nie, dis ongesond vir jou. Absoluut. Verstaan? So God het hierdie vir ons gegee, God het vir ons werk gegee, fisiese werk en ook baie keer verstandelike, wat jy moet deurdruk en probeer uitfigure hoe dinge werk. En dit is deel van ons om 'n lewe te maak. Verstaan? En dieselfde vir 'n vrou, is dit weer aan die ander kant, selfde ook moeilik, baie keer is dit moeilik om te werk en om kinders groot te maak en kinders te baar, dit is 'n proses, verstaan? Maar alles is vir ons eie beswil om ons karakters te vorm. Verstaan? So ek sien dit nie as 'n straf nie, maar meer as God het in plek gestel om ons karakters te vorm, want dit is wat ons nodig het, om verstaan wat ek bedoel. So, maar in elk geval, sê dankie vir al die mense se briewe wat hulle ingestuur het. Almal het maar hulle eie opinies, maar ek dink dat dit is belangrik dat ons altyd teruggaan na die woord toe. Ja. Dit is die belangrikste van alles. En laat 'n mens dink,
Waarop baseer jy jou geloof? En ons kyk na die Bybel. Jongens, tydjie is op. Hierdie debat gaan nog lank Ai, aanhou daar, want daar is so ons- baie verskillende invalshoeke daar, so en dit is baie interessant. Ons sal volgende week weer daaroor praat. Kyk waar loop die tyd. Ai, ons moet gou stop. Kykers, baie dankie. Ons sê vir julle totsiens tot volgende week. Totsiens.